Welkom terug en vandag is ons by les 27 en dit sê, meer as enigiets anders wil ek tog net kan sien. Die uitgangspunt van die kursus, of een van die uitgangspunte, is dat ons verward is oor wat ons werklik is. En hierdie verwarring veroorsaak pyn, vir onsself en vir ander. Die manier waarop die kursus in die rigting van genesing beweeg, is deur ons te vra om aandag te gee aan waarneming, die manier waarop ons die wêreld sien en beleef. Hoe bring jy 'n wêreld na vore? Jy bring dit na vore deur jou liggaamlike sintuie, wat kleur, reuk, klank en vorm aan jou gee, en deur die idees en betekenisse wat jy daaraan heg. Jy sê, hierdie vorm is 'n driehoek, daardie kleur noem ek rooi. Dit is geregtigheid, dit is genade, dit is liefde. Die kursus nooi ons uit om diep te kyk na die moontlikheid dat die manier waarop ons waarneem, en dit sluit nie net in die sintuie nie, maar ook die patrone, kondisionering en idees wat ons brein dra, eintlik 'n vergissing is. Wat ons in waarheid is, lê voorby dit, soos om stroom op te beweeg tot by die oorsprong. Wanneer ons weer onthou wie en wat daardie ware self is, verander ons waarneming. Dit kom nader aan kennis, of soos die kursus in hierdie vroeë lesse sê, visie. Hierdie les gee vir ons die kans om ons toewyding te hernie, om te leer wat ons in waarheid is. Een interessante aspek van hierdie les is dat dit die deur oopmaak vir die moontlikheid dat ons die oorgang van die valse self na die ware self, van sien na visie, van die liggaam se beperkte siening, van die lewe na liefde se siening, iets kan lyk soos 'n opoffering. Dit is belangrik om eerlik aandag te gee aan daardie gevoel as dit opkom. Dit is die ego. En dis reg so, die ego laat ons bang voel om sekere dinge te verloor wat ons liefhet. Dalk sjokoladekoek, 'n spesiale mens, 'n sonsopkoms, 'n liedjie wat jou hart tref. Daardie vrees is belangrik om raak te sien, want dit is waarmee die ego sy alternatiewe wêreld bou. As ons net stil kan sit, sonder om dit te ontken, reg te maak of weg te druk, kry ons 'n helder kyk na hoe die ego funksioneer en hoe dit vrees gebruik. En as ons dit net kan waarneem, amper soos om 'n toneelstuk te kyk, maak daar 'n ruimte oop. In daardie ruimte begin ons intuïtief aanvoel wat ons in waarheid is. Nie beperk tot 'n liggaam of 'n idee nie. En daar ontdek ons 'n vrede wat dieper en egter is. Ek glo dit is goed om ons toewyding aan ontwaking te bevestig, om weer te sê, ja, ek wil onthou wat ek in waarheid is. Maar dit help ook om eerlik te kyk na die beperking wat die ego op ons plaas. Hierdie les wys duidelik, jy gaan dit soms verkeerd doen. Jy gaan vergeet om die oefeninge 15 keer per dag te sê. Ons almal doen dit. Dis reg. Die belangrike vraag is, hoekom vergeet ons? Wat in ons is bang vir die kursus? Wat in ons weerstaan dit? Om net saam met daardie vrae te sit, sonder om dit te probeer oplos, kan baie waardevol wees. Die les herinner ons dat wat ons in waarheid is, reeds 'n feit is. Ons onderhandel nie daaroor nie, ons skep dit nie. Ons kan dit nie beëindig nie, net so min as wat ons dit in bestaan kan bring. Ons kan dit miskyk, ignoreer, ontken, maar ons kan dit nie wegneem nie. En dit bring groot troos, dat ons net oorgee aan die kragte van liefde en genesing, wat niks van ons wil wegneem nie, maar net vir ons wil teruggee wat ons erfdeel is. Vrede en liefde. Ek is dankbaar vir hierdie les. Dankbaar vir nog 'n geleentheid om te sê, ja, ek wil onthou wat ek in waarheid is. Dankbaar om weer te kyk na die vrees en weerstand, en in verhouding daarmee te wees. Want ek hoef nie bang te wees vir vrees nie. Die einde is seker. Die einde is vrede. Die einde is liefde. En dit is alreeds aan ons gegee. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders. Leef in lig.